keer die voordele het van die kerk, van die godsdienst. Maar as ons harte werklik skoon en uitbely. Jy sien dan, onderwys vanaand, waar is jou blydskap? Dis baie keer sonde in jou lewe. Wat maak het jy kan bly wees? Is dit waar? Hy sê vanaand 'n skeidsmuur tussen jou en my. Of in jou ongeregtigheid. Ons as volk, eintlik lofoffer, dankoffer uit. Want as die engele en die serafs en die Here so uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Sê die woord van die Here dat hulle dag en nag, heel dag, om aanroep en aanbid. Wat anders kan jy maak as die Gees van God in jou woon? Dan moet daar 'n blydskap wees. Ek spring in die bal. Yes, halleluja. Soos ek net dan sê, Here, ons gee U die lof. Yes. Halleluja. Hande opsê. Dankie aan die koning van die konings, Heilige Gees. Halleluja. Hy wat op die troon sit. Almagtig en heilig. Halleluja. Daniël praat van die oue vandag. Halleluja, van die koningskyk. Halleluja, openbaring sê halleluja. Ek dank U vir die Heilige Gees wat hier is reeds. Daardie soet geur wat ons gewaar, Here. Ek dank U. Ek kan voel die teenwoordigheid van die Here is met elkeen besig in hierdie plek. Maar ons gebed vanaand, Here, dat ons harte vanaand gehoorsaam sal wees aan die Heilige Gees en dat U ons gehoorsaam sal stem vanaand aan die Heilige Gees. Dat ons ore in ons harte ontvanklik en oop sal wees vir die woord wat sal uitgaan. Ek wil bid, Here, seën hierdie woord, seën hierdie aand, elke mens wat opgekom het, elke siel, Here. Dankie dat ons vanaand aan U die ereplek kon gee. Halleluja. Ek is so bly die dag raak kom. Ek is so bly oorwinning kom. Want dit is môre in my hart. Ek dank U, Here, daardie dag gaan oopbreek vir elkeen van ons. En ek bid, Here, dis my gebed dat elkeen wat hier is vanaand, dit sal meemaak. Dat as die verlostes huis toe gaan, dat ons saam sal gaan. Dis my gebed vanaand in Jesus naam. Amen. Ek kan getuig dat ek gister 'n moeilike dag gehad het vir 'n paar dae. En die infeksie was baie erg tot in my oogbank in, reg rondom my oog. Soveel so dat Pastor Johnny en Pastor Herman albei aangebied het, gesê as jy nie kan nie, dan vat ek oor. Toe sê ek maar die Here, ek is nog nie heeltemal seker nie. Ek het nog vanmiddag aantekeninge gemaak, maar dit gaan soos wat die Gees van die Here lei en nie soos wat 'n mens wil nie. Amen. Baie dankie vir die voorreg, Pastor Herman, Pastor Johnny se voorreg om saam met julle te wees. Saam met die PPK's en die lede, ek sê vir hulle agter, nou nie terughou om die PPK is nie. Dien die Here as julle Here dien. Met opregtheid as jy koordans, dan koordans jy.
bly in dit wat julle geleer het. Ons is hier om die Here te loof en die beste van alles is, ons gaan na dieselfde woning toe. Halleluja! Ek het opgewondenheid in my, ek gaan nie net maar die gewone boodskap bring van waar hy met die disippels op in die berg is, ons ken dit, en van waar af hy dan in die wolk opgeneem is nie. Terwyl ek het lees, toe sê die salwing van die Heilige Gees van my, die woord sê, die engel het gesê, dieselfde Jesus wat julle hier sien gaan in die wolk, gaan weer terugkom. En ek wil vir die kerk van die Here sê, dis nie maar net 'n reënwolkie gewees nie. Dit was die Shekinah glorie, die heerlikheid van God, wat hom opgelig het in die hemel, halleluja, waar hy sit aan die regterhand van die Vader, en dit maak my opgewonde, loof die naam van die Here. Moeg om 'n bywoner te wees in hierdie plek. En ek het opgewondenheid in my, dat God vir ons iets gaan doen, een van die dae, one of these days we'll be with Jesus, one of these days our spirit believers, en ons gaan hom sien in sy glorie en sy heerlikheid, halleluja. Ons gaan saam lees Hebreërs 11:13, my teks. So ek sê ek gaan bietjie spring, daar's 'n paar goeters. Kom ons gaan eers na 2 Petrus 3 toe. Ek dink ons moet hom bietjie anders. Kom ons gaan na 2 Petrus 3 toe. Vereers. Terwyl jy dit soek, loop 'n kleindogter van 4 saam met haar oupa uit in die buitelug een somersaand. En sy sê vir haar oupa, kan oupa dink as die onderkant van die hemel so mooi is, dit was 'n oop sterre aand, hoe mooi is die bokant nie? Ek weet, ons gaan nie potholes en allerlei ander goed hê nie. En ek hoor ook 'n strate van goud, ek weet daar is 'n straat van goud. Ek is nie gepla, hulle sing, I've got a mansion, ek worry nie oor 'n mansion nie, solank ek het maak deur die poort, en ek kan my buig voor die koning van die konings, halleluja, want hy leef, en hy is 'n werklikheid vanaand. Ek hoop jy is opgewonde in jou siel, halleluja. Die wêreld het geen manier wat hulle dink wat die hemel is. Weet hulle het eie planne, het eie liede wat hulle skryf, Kurt Darrant gesê, hemel op Tafelberg, asseblief man, Armta sê, hoe die hemel lyk, Elvis Blue sê, die hemel, Belinda Carlsal het gesing, heaven is a place on earth, asseblief, as dit hemel is, wil ek nie hier wees nie, maar ek kyk uit vir daar die stad, wat God gebou het, hy is die bouwmeester, hy is die beplanner, hy is die argitek, en vanaand weet ek, ons die stad waarin ons gaan. Ek lees saam met my 2 Petrus 3, ons lees van vers 1. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. En albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek. God kyk na die gesindheid van die hart, sodat julle woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here, ons verlosser. Dan gaan hy oor die spotters aan, en wat die laaste dae gaan gebeur, ons weet al van vers 10, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal verbrand en vergaan, en die aarde en die werke daarop is verbrand, terwyl hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van die Here verwag en verhaas, waardeur die hemel deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt, maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin die geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle die dinge verwag, beywer julle dan om vlekkeloos en onberispelik vir hom bevind te mag word. Halleluja. Maak dat jy opgewonde vanaand. Ek word opgewonde in my siel, want die Here is groot en hy is almagtig. Hebreërs 11:13 het vinnig praat oor die geloof. Ons weet 11de hoofstuk gaan oor die geloof, die hoofstuk van oor die geloof en die vaders van die geloof, en dan so gaan hy aan, hardloop hy deur Abraham en deur almal. Hy sê die 13de vers, die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hy het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Jy's 'n bywoner vanaand, halleluja.
Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. Ek soek na my vaderland. Ek het 'n begeerte na my hemelshuis. Halleluja. En as hulle bly dink aan die vaderland waar hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Halleluja. Hy het 'n stad berei. Ek het opgewonderheid in my binneste, terwyl ek in die woord kyk, en dis soos ek sê, dis nie 'n tipiese hemelvaartdiens en woord nie. Ek wil vanaand sê, so wat die Here vir my gegee het, en ek wil oor die hemel 'n paar dinge sê, en oor wat gebeur. En ek wil vir u sê, dis 'n plek om na uit te sien. Sê, wanneer jy gaan toer, en jy kry jou paspoort, dan vat jy jou paspoort, daar stempels in, en ek wil vanaand dit vergelyk met die woord van God wat u in my paspoort is. Want die paspoort sê, ek het die reg van waar ek gaan, waarheen ek gaan. En terwyl ek dit bedink en met die Here praat, sê die Gees van die Here vir my, maar sommige van die eerste wêreldlande het 'n visum nodig. Jou visum is die bloedstempel van die Heilige Gees in jou binneste. Halleluja. Dis wat maak dat jy huppel voor die Here. Dis wat maak dat jy opgewonde raak en God prys in die huis van die Here. Dis wat maak dat jy in jou kar jou arm uitsteek en God loof in jou voertuig, want jy die bloedstempel van die Heilige Gees, die visum na die eerste wêreld toe. En dis my vaderland. Halleluja. Nou ek wil sê Paulus sê in 1 Korintiërs 2:9, wat die oog nie gesien het, dit sit nie so nie, en die oor nie gehoor het nie, en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Halleluja. Terwyl ek met iemand praat aan 'n ander geloof, toe sê die vrou van my die ander dag, dit is net 'n gedenkbeeldige plek. Daar is nie 'n plek nie. Ek sê jy is so verkeerd. Daar is 'n plek voorberei vir die kind van God, maar vir 'n voorbereide kind van God. Nee, ek gaan nie maar net met die hoop ek gaan dit maak nie. Ek het die vaste wete dat God my gered het, dat ek 'n plek het, dat ek 'n bespreking, 'n bestelling het, dat my kaartjie daar is, dat my visum reg is en dat ek hom gaan sien wie vir my en vir u gesterf het. Jy kan maar gaan waar jy wil. Weet jy wat 'n woord hoor jy min die laaste tyd? Is Maranatha. Jesus kom weer. En ek wil vir u sê of jy dit glo vanaand en of jy onseker daaroor is, Jesus kom weer. En hy kom die kerk haal. Ek wil vir jou sê die halwe kerk, daar's baie. Dis hoekom my van die maag te praat is ook deel van die kerk, want ek wil sê 'n groot deel van die kerk gaan dit nie maak. Maar hy kom vir die bruid. Nie vir die genooide gas by hierdie huweliksmaal. Hy kom vir die bruid. En dit maak my opgewonde dat hy kom. En ek wil u sê, ek wil in hierdie patroon van denkrigting wil ek bly om God te glo dat dit wat hy beloof het, sal hy vir my gee en hy het 'n plek gaan voorberei. Nie lang woord vanaand nie. As jy die moslim glo in hierdie lekker banke van rus en vrede, dit is hemel wat hulle glo. Die Rooiheide glo, daar's 'n jagveld iewers, Nirvana noem hulle dit, hulle sê dit, jy kan jag soos jy wil en jy's rustig. Die Rooiheide glo in 'n sekere plek, en die Hindus glo, jy word gereïnkarneer, jy's 'n hond en dan môre kom jy terug as 'n bobbejaan. Ek wil vir jy sê, ek is gemaak in die beeld van my God. Halleluja. In die beeld van my God, want laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis, en hier binne is iets anderster as wat net Jan van Deventer aan die buitekant uitleef. Hier is iets wat my opgewonde maak wanneer ek dink aan Jesus, halleluja, en sy goedheid, sy grootheid. Dit bring my by 'n plek van opgewondenheid, want ek weet my koning leef, en hy leef tot in alle ewigheid. Maar die kerk moet die verwagting terugkry dat Jesus terugkom. Ek stuur 'n taak in terwyl ek studeer destyds. En die professor stuur vir my terug, want jy weet baie van hulle is teoloë in die universiteite van hierdie land. Hy stuur vir my terug, hy sê, lyk my jy het ook een van daardie wederkomsverwagtinge.
Hy sê, jy het so 'n obsessie hieroor. Ek skryf vir hom terug, ek gee nie om wat jy sê nie. Ek het 'n verwagting vir 'n plek of hy my vuil of nie gee ek nie om nie. Ek weet, ek gaan na Jesus toe. Daarom wil ek vir u sê, die opgewondenheid, Paulus sê, wat die oor nog nie gehoor het nie. En ek wil u sê, u en my oë kan nie sien. Ek wens somtyds, as ek so deurkyk deur die blou, Here, ek wonder hoe daai dogtertjie gesê het, Here, ek wonder hoe lyk dit aan die goeie en die mooi kant van die hemel. Die aarde is so kosbaar en is verwonderlik. En Paulus sê 14 jaar gelede, ek weet van 'n man, en dit was homself gewees. Hy was so weggeruk. Hy weet nie eens of dit die vlees of die gees was nie, maar hy was weggeruk in die teenwoordigheid van God. En dan sê Paulus, ek het dinge gesien. En ek wil vir die kerk van die Here sê, julle gaan dinge sien wat julle nog nie gesien het nie. En ek sê vir iemand nou die dag, ek weet, as ek dit kan inmaak deur die poort, daar gaan nie gate wees in potholes nie. Maar God weet, ek is so onwaardig voor die koning van die konings. Ek sal vir my 'n plek gaan soek om my kop in te druk, want hy is so groot. Weet jy wat, dat selfs die engele, die serafs bedek hulle selfs met hulle vlerke oor die heiligheid van God. Ons sal die seën wel sien, ons sal mekaar sien, ons sal mekaar erken, maar die heerlikheid van hom wat op die troon sit, hy wat gaan oordeel, by die laaste wit troon oordeel, ek wil u sê, hy is heilig en groot en almagtig is hy. En baie keer wonder ek, Here, waar is die hemel? En is nie iets enaardigs wat gebeur. Predikers predik dit nie, want hulle glo dit nie, en hulle sê dit is 'n baie moeilike terrein. Klompie jare terug, terwyl ek besig is om voor te berei, in Bronkhorstspruit gaan preek, toe praat die Here met my, nerig in my skrif, en ek sê, Here, kan dit werklik wees? En eergisterand, ek en Elsa besig om 'n woord vinnig te kyk van iemand, en herhaal presies wat God vir my gegee het. En ek bars uit in trane, ek sê vir haar, ek het gedink, miskien het ek dit misgevat, wat ek vanaand noem. En noem die man dat ek weet, as 'n Pinksterman in Amerika, het 'n magtige herlewingsbediening, en hy dien God. En ek wil u vra vanaand, as ek u vra, waar is die hemel? Gaan jy verby sy is bo? Hy is wel bo, wat van die ou wat in die onderkant in Australië tans, terwyl die dag is in Amerika? Hy gewys is bo. En nou aan die ander kant van die wêreld gaan wys, dis bo. Maar God het dit by my oopgemaak. Ek wil met jou deel. Die hemel lê in die noorde. Jy kan met my verskil. En ek sê vir jy sê hoekom. Hy het vir my duidelik oopgemaak, want noord is 'n vaste posisie. Weet jy dat daar die sterrestelsel beweeg om die noorde stelsel om die noorde ster. Jesaja 14, ek sal vir jy sê waar ek het vandaan kry. Vers 13 en 14, praat hy met Lucifer, het ek jou nie sien val vanuit die noorde nie. Hy het nie geval net van 'n plek af nie. Hy het uit die noorde uitgeval. En daarom weet my vrou ook, en hulle wie naby my is, wanneer dinge vir my moeilik raak, dan begin ek draai na die noorde toe. Dit was vir my kosbaar nou die dag, ek is in Middelburg gekoop boumateriaal, ek sê die moslems, en ek sien hy sit met sy kraaltjies in sy rok, en die man draai ooste toe, hy sit daar. Ek kom uit, ek klim uit, ek sê, Here, maar ek moet ook met u praat, ek gaan nou wag die man in materiaal laai. Ek draai na die noorde toe, en die man is besig met sy kraaltjies. Hulle het soos die katholieke sulke gebedskraaltjies. En ek kyk op, ek sê, o my God, u heerlikheid, u grootheid, u almag is steeds in beheer. Nou die hand terwyl ek terugry, ek kom so op daar die pad op die plot, terwyl ek so opry, hoor vanaand wat ek vir u sê, vanuit die noorde uit is daar 'n ster wat verskiet met 'n blou ster, met so wit lig vooraan, die eerste maal wat ek dit ooit so duidelik sien, en ek ervaar in my gees, want ek het 'n wroging gehad, toe pas so Johnny, pas so Herman, albei besluit ek moet preek, ek het 'n wroging gehad, Here, wat moet ek bring, en toe daar die ster sien verskiet, toe kom daar iets, 'n opgewondenheid in my, en ek sê, Here, hy val uit die noorde uit, soos wat Lucifer uitgeval het, hierdie is net 'n bewys,
Levitikus 1:11, as die slagting plaasgevind het, weet jy wat sê God? Hy sê, julle moet daardie slagting, die offer, aan die noorde kant van die altaar sit. Jy sien daar sulke fyn, weggesteekte deeltjies wat die Here vir ons gee. Aan die noorde kant van die altaar, as jy hom lees, gaan jy sien, en die lees van die vertalings, dit sê baie duidelik, plaas dit aan die noorde kant. En ek wil vir u sê, daarom weet ek, dis 'n onsienlike stad. As hierdie vrou met my verskil het, en sy het eintlik 'n vloekwoord geuiter, sy sê vir my, wys vir my, waar is hy? Want hulle glo, as jy dood is, jy dood. Ek sê, kan nie vir jou wys nie, want hy is onsienlik. Sy sê, ons stuur 4 pyle op, en ons vlieg, maar ons sien hom nie. Ek sê vir haar, dis 'n onsienlike stad, want weet jy wat ons hier sien, is tydelik. Dit is net nou, maar binne ons daar geeswesens wat hier sit, wat gaan na ons ewige huis toe. Ek sê vir haar, so 'n onsienlike stad, waar God is, en waar hy regeer. Sy het vir my gelag, ek gee nie om nie, want ek weet, my God leef. Maar weet jy wat hom wonderlik maak? Hy voorsien steeds in elke behoefte. Terwyl ek gistermiddag by daai oog loop en dit brand, ek het pyn. Ek voel ek kan nie vinnig genoeg my mense aflaai by die huis kom nie. Hy sê my broer, Pastor Herman sê vir my, hy sê kom hier, wat hy gesê het. Hy lê daai hand hier voor op my voorkop. God het gestraand hierdie oog. Hoor wat ek u sê, toe ek by die huis kom, kon ek nie uit hom uitkyk nie. Kom ons gee die Here lof of vermaan. Dit wil my blind maak, om nie te sien wat God vir my wou gee. En ek kon nie sien nie, my oë was rooi, hy was opgeswel, en die dokter sê, Vrydag moet ons oopmaak, as hierdie ding nie sak nie, moet ons Vrydag oopmaak, want hy gaan agter die oog in. Ek het 'n pleistertjie op, waar die merk is, die swelsel is weg, die pyn is weg, ek het geen pynpille vanaand in nie, maar ek weet, God het my hand geraak, halleluja. En ek wil vir die kerk sê, terwyl jy nog op die woestynpad is, en jou vleeslike liggaam is, wat jou behoefte ook al mag wees, God sal voorsien, want hy is die God van onderneming, dag vir dag, en nag vir nag, en baie keer is dit net 'n versigtiging. Here, sien my raak, Here weet van my, Here hoor my, en Paulus was weggeruk in die 3de hemel. Is interessant, hierdie man met die rok en die baard, hulle sê daar is 4 hemele. Hulle sê, Mohammed is die 4de hemel gebore, Jesus die profeet in die 3de hemel, hulle bring hom so af. Paulus praat van die 3 hemele. Hy herinner my die oom wat onder in die myn gesit het, dan oom Tormeyer, die mense wat hom goed ken, 'n groot kind van God. Hy sê, saam met die man sit hy onder die myn, en eet hulle broodjies, en dit is hier 19, waar hy was die 4 op, maand toe 68, 69, ek sal nie weet nie, ek was op die byklee, toe skiet hy daai ding op, hy sê, en die man sê langs aan, hy sê, kan jy glo, hulle het die maan bereik, uiteindelik, die Amerikaners is op, hulle het die maan bereik, en om Torsie sit ander ou om hier langs om my eerste broodjie rustig, hy sê, ag, daar is niks, broer Paulus was in die 3de hemel. Daarom wil ek vir u sê, kry weer 'n hemelverwagting, dat Jesus gaan kom, kry weer 'n verwagting. Die eerste hemel is hierdie deel wat ons sien, die blou, hierdie gedeelte, hy sê as die Assyrier gaan skeer, hierdie blou, wat gaan skeer as hy gaan deurkom, die voëls van die hemel praat die woord van, dis die eerste hemel, tweede hemel is die stratosfeer in die sterrestelsel, die 3de hemel is die area waar God is, geen mens was nog daar nie, ongeag van daardie stellings wat hulle maak, van daardie films wat hulle maak, en dan as jy sien baie keer, ek onthou daar was op 'n stadium so iets soos, ek dink Touch by an Angel, dan sien jy die lig op hierdie persoon, dan is die engel nou daar, dan gee die persoon 'n een of ander woord, ag, dis 'n klomp nonsies, ek weet net, my paspoort is reg, halleluja, en daar is 'n visum uitgereik, ek weet die bloedstempel is op my hart gedruk, en ek weet, ek gaan die koning van die konings sien, ek het opgewonde net, halleluja, en ek wil sê, ons gaan verseker om sien, soos wat hy is. Ja, wat my wonderlik is, die woord sê, hy het nie in 'n verheerlikte staat verander by die disippels nie. Hy's net so op. Hierdie Jesus wat julle net so sien opgaan, weet jy waarom? Hy moes die offer voor die Vader gaan stel en sê, Here, Vader, kyk die spykermerke in my hande, kyk die spykermerke in my voete,
Want die offer moes volmaak gewees het voor die Vader. En ons weet al almal, geen been van hom was gebreek nie. Dit was so geprofeteer gewees. En hy het dit gemaak. En hy sit in die regterhand, Handelinge 7, 56 en tot 59, in die regterhand van die Vader. 2 Timoteus 2:2, as ons verdra. Hoor wat ek vir u sê? As ons verdra, wat sê die woord? Sal ons met hom regeer. Die kerk van God, wat verdra dit wat nou om jou gebeur. En ons gaan 'n tyd in waar daar 'n gespot en 'n gehoon is rondom God se werk. Julle manne wat in die dieper goed glo in die manifestasies van die Heilige Gees, daar word gespot baie keer met die kerk van die Here wie God se goed ernstig vat. Maar ek wil vir sê dat hulle spot soos hulle wil. Julle gaan regeer, ons gaan regeer as die kerk van die Here, as ons verdra saam met Christus, want ek weet, halleluja, die plek is voorberei. Die tydsbegrip is net anders. Openbaring 21:4, ek wil net 'n paar skrifte ingooi. Dit is vir my mooi. Kom, ek gaan net gou soen die Openbaring 21 vers 4. Julle kan nou opkyk, sien julle sit op die bord hierso. Dit is kosbaar. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid, 'n geween en moeite sal daar nie wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. Sit hom vir my aan, sê asseblief na vers 5 toe. En hy wat op die troon sit, het gesê, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig, as jy kan omgaan, en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa. Ek is die Omega. Ek is die begin en ek is die einde. En aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van lewe. Verniet, halleluja, vers 7. Hy wat oorwin. Wie is hy? Die kerk. Sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees. En hy sal vir my 'n seun werk. Laaste in vers 8. As jy net kan oorgaan. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes, die moordenaars, die oreerders, die towenaars, die afgoddienaars, al die dienaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur van swavel. Dit is die tweede dood. Terwyl ek kyk en daarna kyk toe besef ek, Here, U soek nie 'n volmaakte liggaam. Want ons liggaam en die een wat hier is vanaand is volmaak. Jy het een of ander iets in jou liggaam. Ek wil sê baie keer, as jy voor die spieël is die dames veral nie altyd tevrede nie. En soms is daar iets in jou liggaam wat nie heeltemal reg is nie. En iets wat pla, soms 'n pyn of 'n. Maar ek wil vir u sê, my innerlike mens, as hy lewe, terwyl ek by my oom sit met Parkinsons in Middelburg, en ek gaan bedien hom, ek bid vir hom, ek is daar besig met 'n projek, en ek gaan bid vir hom, kosbare diepkind van die Here. En ek sê vir oom Mel, ek is hier om vir hom help te bid. En as hy gepraat het, het hy so gestotter, alhoewel hy dan die medikasie van die Parkinsons ingehaat het hy so gestotter, hy kon nie praat nie, maar broers by getuie. En hy sê vir my die woord wat Paulus sê, alhoewel die uiterlike mens vergaan, nogtans praat hy glad sonder om te hakkel, word die innerlike mens vernuwe. En daai man bedien my in 'n fetusposisie terwyl sy liggaam nie kan werk nie, bid hy uit daai bed uit en ek ervaar die salwing in die teenwoordigheid van die Here daar. Ek wil vir u sê vanaand, u moet maar net vanaand bietjie kyk en dit van my. Ek bedien in Piet Retief 2 weke terug en ek voel iets wat aan my been ruk. En terwyl ek so afkyk, toe sit 'n ou dogtertjie en ek dog sy besig om my te speel. Sy is so 3 jaar oud en sy is op haar hurke. Sy loop op haar hurke, die beentjies is in mekaar getrek en sy kom so aan. En hy gesiggie straal
En sy ruk en my vrou weet, ek kan nie die goed hanteer nie. As ek sien hoe mense deur die lewe gaan, met hulle gebreke, maar hulle wil steeds God eer. Wil ek nie sê, toe bars ek in trane uit, maar ek moet bedien. Ek gaan later eenkant, ek sê, Here, vat net hierdie geilery weg. Want ek kan nie anders nie, maar daar is in my binneste 'n opgewondenheid, wat ek sien op hierdie ou gesiggie, daar is 'n vreugde. En die niggies sit daar, 3 van hulle, daar's geen ouer in daai kerk nie. Hulle kom alleen, loop hulle na die kerk toe. En daar's 'n opgewondenheid. En ek sien hierdie gesiggies. En later, toe sien Elsa haar, wat sy so kruip op die voetjies. En terwyl ek bedien, ek het oor 'n ander woord gepraat, toe sê die Gees van die Here vir my, gaan lê jou hande op, en ek het geleer. Waar is daai getuienis van ons? Waar is hy? Ons te getuienis vanaand, die miskien slaap sy al. Frans Shay, kyk, sy hoef nie vorentoe te kom nie. Hierdie kind was heeltemal doof. Voordat ek vir die sê, en vir 2 jaar, dan kom ons, die pastore, dan manifesteer ons. Dan kom ons, dan bid ons vir haar. As ek die Sondagoggend daar so vat, sê ek die naam van die Here, hierdie ore sal oopgaan, sy sal praat, julle kan praat, haar ma speel vir my stukkies, hoe sy sing, hoe sy musiek hoor, sy sit in tydhou agter in die kerk. God is die geneesheer seën en die oorwinnaar, halleluja, vir een vir my. Hy maak dinge nuut, en ek het opgewondenheid, dat God se grootheid steeds van krag is. En ek het dit nie hierop nie, maar ek voel ek wil dit doen vanaand. Ek het by ons gemeente nou die dag genoem, terwyl een van die pastore bedien, hy is alleen by 'n kind wat sterf, wat in mekaar getrek is. Sy Here wys my, hoe lyk die siel van 'n mens. En hy sê, hoor, 'n gefladderend swart engele kom deur die dag, en hy skud sy kop en sê, my God, dit kan nie wees nie. Swart engele, dit maak nie sin nie. En hy hoor weer 'n geraas, en dan kom die wit engele deur, en hulle versteur hierdie swart engele, hulle jag hulle weg. Hy sê, en hy staan en kyk, God open sy geestesoog, en hy punt hulle vlerke, en terwyl hierdie gebreklike in mekaar getrekte liggaampie, so hy kom, toe sy volmaak, toe lê, daar gaan hulle met hom. Ek wil u sê, daar's 'n volmaaktheid in die hemel, wat jy nie op die aarde kry nie. Daar's 'n volmaaktheid by God, wat jy geen ander plek kry nie. Dit maak my opgewonde, my siel, as ek dink dat God leef, en dat hy steeds wonderwerke doen. Maar dit maak jou nie los van die dinge van hierdie wêreld en die sware en die omstandighede nie. En ek dink ek gaan 'n paar bladsye oorslaan, want ek het 'n klomp goed hier neergeskryf. Ek voel net ek gaan oorgaan. En ek wil die laaste deel sê, omdat ons burgerskap nie van hierdie wêreld is nie, wil ons die hemel beoordeel met 'n vleeslike oog, en wat in my binneste aangaan, hoe dit gaan wees. Ek wil vir u sê, ek dink, wat van ons wag, gaan buitengewoon wees. Dit maak my opgewonde. Die lewende Bybel, waar hy daar kom, by 2 Korintiërs vers 20, 21 en 22, praat van die onderpand van julle harte. Hy sê, daai onderpand is julle waarborg. U en ek het 'n waarborg vanaand, dat jy die troon gaan sien. Weet jy wat wonderlik is? Sit die volmaakte mense voor my vanaand? Nee. Elkeen het die een of ander probleem, en soms moet jy terugkom en jy moet kom bely, soms moet jy regbaar, maar ek wil vanaand vir u sê, wanneer jy 'n kind van God is, het jy 'n eersgeboorte, weergebore reg, om God te vertrou en te weet, hy wie jou gered het, sal steeds dit wegneem, wat in jou lewe is, dit wat jou pla, solank jy opreg is met God. Ons doop die 2 jong manne hierdie Sondag wat kom, en die een vra my 'n vraag. Ek sê vir my brother, is jy werklik opreg met God in jou hart? Hy sê, pastoor, soos ek nog nooit was nie. Hy sê, die een dingetjie, ek sukkel nog met hom. Ek sê, my broer, daai ding gaan God laat afval. Kom, jy's by die gehoorsaamheid, dit gaan afval, van sy wervels 'n stukkend geslaan, terwyl hulle hom aangeval het. God het hom uitgehaal deur 'n 22 jaar se verslawing. God het hom losgemaak. Daar is iets in hierdie jong man. Ek kyk in sy oë, en ek sien 'n opgewondenheid, en ek weet, die Here gaan hom gebruik. Ek sit op my stoep met hom en deel, en ek gee vir hom woord nou die dag. Ek sê vir hom, hoor die woord van die Here. God sê, gaan jou gebruik magtiglik. As jy gehoorsaam is, sal God jou gebruik.
En hy kry trane in sy oë en hy begin snik soos wat hy huil. En weet jy wat, die Here het hom deur verskillende beproewinge gevat. En hy is steeds in oorwinning. En ons gaan hom en al 'n jong seun doop. Maar as hy so, Tasha se seun doop, ons gaan hulle doop Sondagoggend. Ek het 'n opgewondenheid in my. En weet jy wat? Halleluja. Ons sou hulle Sondag doop, daar was 'n rede, daar was geen water by die kerk nie. Pastor Johnny, soos hy altyd is, hy sê, broer, dan moet hulle dalk maar besprinkel, want ek sien nie water nie. Maar doop gaan ons doop. Onder die water gaan hulle gaan. En daarom wil ek vir sê, die Heilige Gees het hy as onderpand gegee, gaan nie meer lank wees nie. En daarom die onderpand van die Heilige Gees van die ou Joodse huwelik was eintlik 'n seelring van verloving wat om die boarm gedra was naaste die hart. Ek bring dit by soms by troues. Dit wil ons omdra, hier naby in die hart. En weet jy wat, die onderpand van die Heilige Gees dra u naby aan u hartsgees, aan jou binneste, en jy weet, ek is verloof aan die koning van die konings, en hy word my bruidegom. Is u nie bly? Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanaand. Halleluja! As 'n waarborg. Hierdie goede het ek neergeskryf vanmiddag. Een man wat weggeruk was, Richard Sigmund, 1974 in 'n karongeluk, kosbare kind van die Here, is nie net hierdie boeke wat hulle skryf en die baie slim goed wat hulle sê nie. Hy sê iets wat hy ervaar het. Geen van die takke, hy sê daar's bome, wat in die Bybel praat van. Ons weet van die boom van lewe. Hy sê daar's bome, niks is verwelk nie. Hy sê die kleure is die helderste wat hy nog ooit gesien het. Hy sê daar is net 'n ander atmosfeer. Hy sê en toe hy so kyk, toe sien hy hoe dat daar 'n groep mense om iemand staan, en toe hy nader kom, toe sien hy die wonde, toe weet hy, hulle is by Jesus besig met hom te deel. Jy gaan vir Paulus sien, jy gaan vir Abraham sien, jy gaan van Noag sien, jy gaan van die begin af sien, hulle wie gered is, toe die doodryk toe hy afgegaan het, hy het gaan predik vir hulle, wie hom aanvaar het. Ek wil vir u sê, u gaan u ouers, u gaan u kinders, u gaan hulle wie weggeneem is voor jou, wat daar is, gaan jy sien, en ons gaan mekaar erken, want dit is 'n plek wat ons gaan weet, 'n hemelse huis, 'n hemelse huis. Hierdie het ek vanmiddag neergeskryf vinnig. En ek wil met u vinnig net praat, en gaan kort wees. Is nou rukkie besig, dit was glad nie deel van hierdie woord nie. En wat my geraak het hier, is dat kom ons sê die nommer 40, en ek dink baie van julle weet dit dalk, speel 'n belangrike rol in die Bybel. En ek weet daar is predikers wat hieroor gepreek het al, en die Here het vanmiddag my gedeel, terwyl ek so op 'n plek is, maak ek aantekeninge. God het 'n saak met 40. Die vloed met Noag, 40 dae, 40 nagte. Maar hy het eers die verwydering uit die wêreld. En dit wat om hulle wêrelds was, het God uitgeskakel, en hulle is die ark in. Dit het my opgewonde gemaak. Daar was 'n goddelike openbaring. God het op openbaar aan Noag. Bou hierdie skip, en daai man het vir jare gebou, terwyl hulle vir hom gelag. Ek weet nie wie van ons sal dit kan bly doen nie. Die oordeele van God het verbygekom. Oordeele het verbygegaan. Het op Ararat stilstand gekom, 'n nuwe geslag in Noag het ontstaan. Hoor vanaand die woord van die Here. Israel 40 jaar in die woestyn, hierdie het vir my gevat. 40 jaar sê God, dis genoeg, uit die geweetklaag van sy kinders gehoor, terwyl hulle bakstene maak vir hierdie Egiptenaar beteken in elk geval swart onderdrukker. Onder die onderdrukkers, hy sê ek het die geweetklaag gesien, en God kom haal hulle uit, hy verwyder hulle uit Egipte, hy bring hulle in voorbereiding met die Pasga, hy openbaar hom aan Moses, en die oordeele val op Farao van God, en God vat hulle in Kanaan in. 40.
40 dae Elia, hy kry die slegte boodskap van Isebel wat hom wil doodmaak, omdat hy die profete doodgemaak het van Baal. God verwyder hulle, God verwyder hom, vir 40 dae loop hy en weetlaag, en ons weet wat gebeur, hy kry openbaring, hy land eintlik in die grot, en eintlik begeer hy om te sterf, hy wil nie meer leef. Maar een van die Engelse vertaling sê, a soft voice, die Bybelse Afrikaans praat van 'n sagte koelwind, het deur hierdie grot gewaai. Die Engelse vertaling sê 'n soft, small voice. En dan kom hy dan sê hy, die verduideliking is die sagte beweging van die Heilige Gees. Het deur die grot, en toe raak God hom aan, en hy kry krag. En Elia kry 'n nuwe bediening, en hy beweeg uit, hy's daar uit, en al 40 dae, is hy op pad terug. 40 dae Goliat, daag hy die slagordes van Israel uit. En weet jy wat, God verwyder hom, God openbaar, Dawid, hier kom hy, mannetjie met slingervel, klaar geoefen, openbaring is daar, en Dawid word verhoog as koning en die Filistyne val. Ek kan die einde toe, Jesus 40 dae gevas, versoek deur die Satan, en ek wil nie sê, hy was verwyder van sy disippels, hy was verwyder van die mense om hom, en hy is in hierdie plek in die vyand, met allerhande dinge, want hy weet, hy is op sy swakste 40 dae vasting sit in enige iemand se lewe, dis nie so maklik nie. Maar hy het geweet wie hy is. Gaan weg agter my Satan, want die woord sê, want hy gebruik sy paspoort autoriteit teen die vyand. Hy het nie 'n visum nodig nie. Want hy is die visum. Hy is deel van die godheid, van waaraf hy kom. Halleluja. Ek loof die Here, en ek wil vir u sê, hierdie disippels staan en kyk, en hulle sien hom, daar gaan hy. En ek dink daar was 'n droefheid in hulle hart, want jy weet, hulle het daardie opgewondenheid gehad, dat ek glo nie hulle kon verstaan toe hy sê, hy gaan nie moet. Hulle kon nie. Die begrip was steeds Oud-testamenties. Hulle het alles gesien wat hy doen, en die gaan hy voor hulle oë weg. En ek dink hartseer, nou die dag het hy gesterf, en dis waar Pinkster vandaan kom. Pinkster beteken 50 dae daarna, as die uitstorting, ons gaan nou, die week wat kom, gaan ons dit vier. En daar's 'n uitstorting. Wat ek vir u wil sê vanaand, deur hierdie notas wat ek vanmiddag mekaar gestel het, jy gaan deur wildernis areas, deur jou lewe. Daar's van julle wat steeds in 'n wildernis area is vanaand. Daar's van julle wat steeds deur wildernis areas gaan. Daar's van julle wat daar deurkom, maar hoor die woord van die Here vanaand. God sê, in die wildernis area, gee ek aan jou openbaring. Ek gee vir jou my gees. Ek gee vir jou die krag. Ek gee vir jou die moed om terug te kom, en nie terug te staan vir enigiets nie, maar om te weet, ek kom weer, en ek kom jou haal. En dis wat ek vanaand vir u wil probeer sê. Die Here sê vir my, dis nie letterlik 40 jaar nie, is baie jare verder. Maar die 40 jaar van verdrukking vir sy kerk is naby en is verby. Hoor die woord van die Here. Die koms is nader, as wat die kerk werklik besef. En hy kom sy bruid wegruk. Moenie nou moed opgee nie. Moenie laat die dinge van die wêreld jou in die wildernis hou nie. Ek het nooit dag gepreek daar by ons te sê, Here, laat die openbaring eerder deurkom die water dat dit Jesus is as die spook. As dit die spooke sien. Sê Here, laat die openbaring in my hart net weer posvat. Die koms is naby. Verwag jy om? Staan saam met my. Staan saam met my. Ons buig die hoofde. Here, dankie dat ons vanaand in hierdie plek U kan eer. Want ons verwagting is nie van 'n menslike verwagting, dat die koning van Engeland ons kom besoek, en daar moet allerhande ou goedjies gebeur om hierdie man te behaag. Maar ons weet dat die koning van die heelal staan gereed. En Here, ek sien in my gees alreeds die trompette van die bassein aan die lippe van die engele. So naby is dit.
dat ons die bassein geklank sal hoor, maar net hulle wie ingestel is, hulle wie se wiesems hemel gerig is en reg is, wie die bloedgewaste stempel harte sal hoor, dit is tyd my kind, dit is tyd. Daardie koortjie sê ons sal verander in 'n oomblikse tyd. O, halleluja! Ek wil sê vanaand Here dat die verwagting vir die hemel nie weg sal gaan nie. Dat dit in ons harte bly. Ek bid vir elke kind van God vanaand dat die oortuigende gees van die Here in harte sal werk. As daar dinge is wat hulle moet regmaak met U, as daar dinge wat hulle in lyn moet kry, Here, dat die kerk van die Here hulle self in lyn sal kry met God se woord. Want ek weet dis 'n eenrigting kaartjie. As daar 2-rigting kaartjie is, beland ons by die verkeerde plek. Van die wit troon af, maar nee. Ons het 'n eenrigting kaartjie. Here, ek wil bid dat hierdie woord wat eintlik maar net 'n gewone eenvoudige reguit woord is, maar ek weet die woord wat uit die woord uitkom is nooit eenvoudig nie. Maar laat dit in harte vaslaan vanaand dat hulle sal weet. Dat hulle sal weet. Jesus kom my haal binnekort. Ek bid vir elke hart vanaand, vir elke broer en suster, vir elke jong mens, vir elke kind. Elke in hierdie plek vanaand. Oortuigende krag van die Heilige Gees. En ons wil sê ons verwag U. Ons het 'n verlange na U. U woord sê in Openbaring, want die bruid sal sê kom. En ons wil sê vanaand kom, Here Jesus, kom. Om bywoners te wees is nie meer lekker. Die plek van omstandighede te wees by God is nie meer vir ons lekker nie. Ons verlang na ons huis. Ons hemelse huis. Dat die brandende begeerte vanaand vir ons hemelvaart ook daar sal wees, dat ons dit sal maak. As Jesus kom, die lof, die eer, die aanbidding kom U toe, Hemelse Vader. Word verheerlik. En ons loof, prys en eer U. Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Baie dankie.